Some is more than enough, is more than enough. He is El Shaddai, the God. What God? Is more than, nog eenmaal. Is more than enough. The all-sufficient one, God Almighty, Jesus is more than. Ons sing hom laaste maal saam. Nog een keer saam. Who is more? The God of plenty, the God Almighty, Jesus is more enough. Amen. Kom ons sien die Here aan 'n klap. Kom ons sien hom aan 'n klap. Amen. Amen. Prys die Here. Halleluja. Halleluja. Almal wie bly is, gee die Here aan 'n klap. Glory to God. Amen. Amen. Baie dankie. Baie dankie. Kan jy se plek neem, die Here seën. Alle eer aan die Here. Is jy bly om hier te wees? Amen. Is jy reg vir 'n blessing? Amen. Amen. Loof die Here. The devil is a liar. Ek sê altyd God is 'n goeie God en die duiwel is 'n slegte duiwel. Amen. Prys die Here. En ek glo nog dat waar hy is, dis hemels daar. Amen. Prys die Here. Ja, as ek so hoor, dan hoor ek die vrouens was nog al right vanmôre. Bly my vrou daar gedra. Die manne het hulle gedra. Halleluja. Prys die Here. Ag, dit is lekker om die Here te dien. Amen. Dis baie lekker om die Here te dien. Het jy gisterand geniet? Amen. Het het al op julle, has it dawned on you already that you're not going to fit in anymore? Waar die Here jou uitgehaal het. Amen. Halleluja. Jy gaan nie meer inpas nie. Jy gaan nie doen wat jy nog Vrydagoggend gedoen het nie. Ja, man, jy's net op 'n ander level. Amen. En ja, baie dankie pas so vruk en vrou Chantel en Chantel, skus tog, as ek eerlik reg. Chantel. Daar sy skus hoor. Ek is sleg met name hoor. Baie sleg. Yes, ek vergeet beteken my vrou, maar okay, sy herinner my daarom. Ja. Halleluja, prys die Here. Ek glo die Here gaan ons bless vanaand. Amen. Ek glo hy gaan ons bless vanaand nie omdat ek hier is sien, maar omdat die Heilige Gees in hierdie plek is. Amen. I always say, the least you can do is give the Holy Spirit a standing ovation.
Julle weet wat dit beteken. Amen. 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 Halleluja. Prys die Here. Prys die Here. Nou ons het nog gisterand so 'n bietjie uitgekom by die kleed, onder die kleed, maar die hele naweek gaan oor die bonatuurlike. We do not serve the God of the natural, we serve the God of the supernatural. En al wat het actually sê, is dat ons is normaal, we in a natural, God is bo dit, bring die twee by mekaar, and you get supernatural. Amen. So eintlik is het, God is super. We are natural. And that's supernatural. Halleluja. Daai reguitstraat botsing wat Saulus gehad het. Kyk, hy botsing was so groot, hy kom sommer Paulus daar uit. Prys die Here. God kan nog steeds doen wat hy gedoen het, nog altyd. Amen. En as jy 'n verwagting het, weet jy die groot ding is, if you believe, it doesn't make God greater. No. And if you don't believe, it doesn't make God less greater. Iemand sê eendag, wie God word elke dag groter. Ek sê nie, ek verskil. Iemand wat groter word, het 'n beperking gehad. Al die geld wat ons kan gee, maak God nie ryker nie. Okay? Al die praise and worship wat ons gee, maak God nie groter God nie. I need to tell somebody, he's God all by himself. Amen. He's God all by himself. He doesn't need a committee. Hy het nie 'n raad nodig nie. Hy het nie raadsbesluite nodig nie. Hy het nie tyd nodig nie, want tyd bestaan omdat God daar is. Amen. So, as die Here besluit het, wat ek glo, dat goed wat in ons lewe gebeur, is voor die grondlegging van die aarde reeds vasgemaak. Amen. En my vrou het my eendag praat ons daaroor, sy sê, weet jy wat, eintlik hou sy nie van hierdie wat die ouens sê, en God het gearriveer nie. Nee, ek sê eerder, ons het gearriveer. God is nog altyd daar. Amen. God is altyd daar. Hy sit op die sirkels van die aarde. Daai lekker boerewors wat ons vandag geëet het, daai bees op die heuwels van duisende was syne. I want to stir some faith up in this place. Hallelujah. I want to stir up your faith. Ek wil jou geloof. Niemand kan vir jou geloof gee nie, hoor. Weet jy dit? Dis iets wat jy self aanwerk. Geloof kom deur die gehoor, dit kom deur die woord van God. Julle ken hy storie, né? So, if God could give us faith, sal almal geloof hê. Maar wanneer jy bid, it calculates faith in it. Heerlikheid ouens, en dit is so lekker dat wanneer jy sing soos jy nou gesing het, dan val jy goed sommer so van jou skouer af. Amen. Amen. Julle ouens, vanaand gaan ons lekker. Oor ons vanoggend by die manne ding gisterand, hier praat hierdie persoon net oor glory. Ek sê, Here, dit is so wonderlik, dit is so lekker, want I believe that God gave us the Holy Spirit. God gee ons die Heilige Gees. Julle ken die hele storie. Gaan lees 'n bietjie jou Bybel. Ek weet nie of mense dit weet nie. Gaan lees jou Bybel. Hy sê, and the Spirit of God descended on the Son of Man in a human bodily form. Like a dove. Die Gees van God is nie 'n duif nie, hoor. Hy is die derde persoon in die drie eenheid. Nee, kom aan, ek is nou klaar alleen. Hy is die derde persoon. Halleluja. Hy kom soos 'n duif. Hy bring vuur. Hy is nie vuur nie, maar hy bring vuur. Hy kom soos die Bybel sê, 'n magtige rukwind het aan die boventrek ingegaan. Toe kom die Gees van die Here. Kom aan ouens. Amen. Jy impressie is met jou boerbol as jy deur die hek kom nie. Maar as die Gees van die Here in hierdie plek inkom, dan verander die atmosfeer. Ek is baie erg op hierdie atmosfeer verander. I believe that God, as jy nie meer leef nie, Christus leef in jou,
Ja, hierdie ding pas so, hy is soos 'n haardikte. Mense as jy jou wil verkeerd verstaan. Ek en jy kan nie atmosfeer verander nie. Maar as jy die gees van God in jou het, daar waar jy instap, daar verander die atmosfeer. Heerlik. I just love this. En vanaand gaan ons net so 'n paar oomblikke praat. Ons is die oorkoepelende onderwerp is nou maar oor die bonatuurlike. Ek kry gisterand persoonlik vir jou gestuur. 'n man in die Kaap van Mosselbaai, ek dink is Mosselbaai, sê vir my nou so 'n paar maande terug 'n boodskap en sy vrou is gediagnoseer met 'n baie aggressiewe kanker. En ons bid vir hom op die foon en ons sê, Here, wat ek gisterand gesê het, I do not trust you for a miracle, I trust you for a creative miracle. 'n kreatiewe wonderwerk. Wat beteken, because God is the creator. Amen. Ai man. Toe hy sê, laat daar lig weer. Toe is daar lig. Ek lees nêrens in die Bybel dat hy die berge gevat het en ek bedoel, hy is die enigste God, ek weet nie of julle dit weet nie, maar hy is die enigste God wie sy hand in grond druk nadat hy dit nat gemaak het met dou. Nee, julle moet hierdie ding snap. Want stof, dust, hasn't got particles to bind. As jy op die plaas is, dat stof nie. Hy bind nie, hy irriteer net. Maar die oomblik as daar vochtigheid oor hom kom, then it has the capability. Daar was stof op die aarde en God laat mis kom, sodat die stof kan nat word, sodat God kan klei kry. Ag nee, ek wil jou nie nou verloor nie, hoor. En God vat, en toe hy klaar met klei gespeel het, toe staan Adam 14 voet in sy sandals voor hom, en 'n kaalvoet voor hom. Ek sê maar altyd sandals. En hy staan leweloos, en God, pas vir ergens verwaaien, het gesê, jy blaas nooit jou asem werklik uit nie. God sit net sy mond op jou gesig en maak so, en vat terug wat syne is. It was never yours in the first place. Dis kom die Bybel sê, dat alles wat asem. Ja, come on. Prys die Here. Ek wil net gou met jou so 'n paar dinge deel vanaand, en ek weet dat die Here, is julle reg vir 'n blessing vanaand? Ek gaan beloof nou vir jou, voor môreoggend se diens as jy by die huis. Genesis 2 vers 4 sê daar, dit is die geskiedenis van die hemel en aarde toe hy dit geskaap het. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld. I love this. En op die aarde nie, geen plante van die veld nog uitgespreid nie, want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie, hoorie. En daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Oh goodness. Hoorie so, ook het die Here, nee, o genade, waar is ek nou? Maar 'n mis het opgetrek. Vers 6. Uit die aarde en die hele aardbodem bevochtig. En die Here het die mens geformeer uit die stof. Wat hy nou net bevochtig het. En in sy neus die asem van lewe geblaas, so het dan die mens 'n lewende siel geword. Oh good. Ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden, in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer is, 'n plek gegee. Nou wil ek gou daar vir jou lees hoofstuk 3 vers 9. Is julle reg? Julle moet my maar volg vanaand, ek gaan 'n bietjie vinnig wees, hoor. Toe roep die Here God na die mens en sê vir die mens, waar is jy? Let me say this bluntly en sommer baie vinnig. Dis nie dat God nie geweet het waar hy was nie. Adam was net nie meer op sy staanplek nie. Hy het geweet, hy klim agter die bosboom weg, né? Jessie. Ja, ons het vanmôre 'n bietjie huweliksparade gehad, suster. Daarop sê God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? Vers 13.
En die vrou antwoord, die slang, my bedrieg, en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee, en al die diere van die ander, en op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. Kyk vir my, verstaan die symbool, waaruit het Adam nou net gekom? Okay, that's why a serpent to today is the enemy of man. Okay, net so in geval ek het nie laas keer gesê het, en as ek het gesê het, fake het, dan maak ek weet nie gehoor het nie. There's 9 types of worship. Die belangrikste een is, when you lie down on your belly, with your arms outstretched, die Griekse woord is proskinio, om te kruip voor God in vurige liefde. Jy lê op jou maag uitgestrek. Dis die hoogste vorm van aanbidding, wanneer jy lê tot jou vingerpunt en tot the soles of your feet. Jy sien dan, jy geweet dat son trek water op, pastoor, and that form clouds. And when the clouds gets heavy, it pours out rain. When you worship God, your praises and your worship goes up as invisible vapors, soos onsienlike water wat opgaan, and it forms spiritual clouds. Yes. And it pours down. And when the praises goes up, And the blessings come down. and the glory comes down. Nee, jy verstaan nie. Jy verstaan nie. If that is the highest form of worship, en wat se posisie is Lucifer gevonnis? As a serpent. On your... That God even said that even your rebellion will glorify my name. Ag nee, julle ouens, julle moet die Here prys. Dis nie asof God dit wil hê nie, maar hy sê, vir my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Ag nee, julle kan die Here baie beter prys as wat jy nou prys. Ek lees daar in Lukas, ek gaan net so 'n paar verse daar lees. Julle moet my verdra, ek gaan 'n bietjie spring vanaand met hierdie goedes, want ek wil net vir jou sê dat ek en my vrou het nie gery van KZN af om enige iemand te probeer beïndruk nie, hoor. Julle moet dit verstaan. Ons is net besig om die message uit te kry, so vinnig as wat ons kan vir die bietjie tyd wat ons oor het. Luister, ons 'n bietjie tyd oor, hoor. And God is going to do supernatural creative miracles like never before. The greatest miracle is not healing of sickness and illness. The greatest miracle is the saving of a sinner's life. Amen. Is ek reg? That's the greatest miracle. God verander 'n prostituut en 'n protestant. Heerlikheid, halleluja. Oh, heerlikheid. And the uppermost will save the guttermost. Isn't that supernatural? That the blood of Jesus still saves souls? Nee, ek wil dit beklemtoon. Hierdie is nie 'n Superman, Batman ding nie. God is going to move like never before with creative miracles. En tesame met dit, God's going to bless the socks off of his people. Here gaan vir jou seën. Bly jy net die koninkryk van God soek en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge, kom on, gaan vir julle bygevoeg word. Hoor jy so, ek lees daar in Lukas 16. Weet jy my rede waarom ek hier is because I am desperate. Wie van julle is desperaat? Ek's desperaat, hoor. The church needs to be desperate. As jy Lukas 16 lees, en om tyd te bespaar, ja, julle ken die verhaal van die ryk jong man, wat alles gehad het, en Lazarus, en die Bybel sê, dat toe die Lazarus, toe Lazarus sterwe, toe word hy ontvang by die boesem van Abraham. Is ek reg? Reg. Jesus sê van die moordenaar langsom aan die kruis, vandag sal jy saam my in die? Nou ek glo tot vandag toe, dat as die Here, want
Paulus skryf, dat ons sal hoegenaamd die ander nie vooruit gaan nie, nee. Maar ek glo tog, daar is 'n plek wat genoem word 'n paradys. Waar, dit is like it's like die ontvangslokaal. Dit is die ontvangslokaal, glo ek, van die hemel. Oh, pastoor, ek weet die ouens kyk my baie vreemd aan, maar ek sê nou vir jou, I'm going to be busy in heaven. We're going to be busy. I'm going to enjoy myself. If there's a button that says do not push, I'm going to push it. Kyk, die tannies my nou. Ek hoop daar's kouse. Because I'm going to slide on Glory Road on my socks. Ek gaan, luister, as jy nou regtig dink, as ek hier nie kan stil sit nie, ek dink dat Engels soos Gabriel gesê, gee ons net 'n bietjie breek. Ek weet nie wat hulle gaan haal, maar as hy Kelvin kom, is gonna keep us busy. He's gonna keep me busy. Maar laat ek jou vertel, hy was by die boesem van Abraham. By die Bybel sê, hy sê maar die ryk jong man was in 'n plek van smarte en ellende without the presence of God, the absence of God. I always say the absence of God's glory confirms the absence of God's presence. Amen. As God afwesig is, dan is sy glorie ook afwesig. Amen. Hoor gou hierso. Hoor wat gebeur hierso. Hy sê dan vers 24. Dis hoe hierdie ryk jong man van Lukas 16. En hy roep, en sê, Vader, wees my barmhartig, Vader Abraham. En stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in die water kan insteek. Nou luister, kyk gou vir my. As die kerk, as die bloedgewaste kinders van die Here hierdie 3 goed kan doen wat hy in die hel wil doen, sal ons herlewing hê. Nommer 1, hy was desperaat dors. As die kerk weer desperaat dors gaan wees. En sê, Here, verlos my van oorlewering en tradisie. Ek is te dors. Dors. Hy sê dat hy net daai selfde vinger wat hy so beskinder het van 'n boemelaar. Hy was bereid dat hy sy vuil vinger in water indruk om 'n druppel op sy tong te sit. Hy het alles gehad. Hy sê, Here, hulle wat in die hel is almal desperaat, dors. Hoor wat sê vers 27. Hy sê, ek bid dan. Daardie is die mees opregte gebed wat in die hele Bybel gebid was van daardie verlore man in die hel. As die kerk weer kan desperaat dors wees en desperaat begin bid. En dan die ander vers 28, want ek het 5 broers en ek wil hulle waarsku. In die hel was hy desperaat dors, hy desperaat gebid en hy wou desperaat evangeliseer. Amen. Daar's die resep vir supernatural. If you have a thirst that no man can quench, God will do the honors. Amen. To fill your cup. Yes. Till it overflows. Maar ek vraag gou in Nabospruit, is daar 2 mense wat saam my wil opstaan en sê ek het desperaat dors. Ek het desperaat dors. Terwyl jy staan, Here, ek wil desperaat begin bid. En ek gaan nie soom van die Here nie los, totdat hy my seën nie. Here, ek gaan nie een keer by hierdie checkers instel. Kan ek 'n ander mikrofoon gebruik? Pas so die ding hou aan afval hier by my, as ek daai susters in. Mag ek maar? Jy mag. Of gaan hy raas? Nee, sit die ene net af en dan doen jy dit. Ek vra verskoning, hoor. Nee, dit gebeur. Ekskuus man. Ek sien deesdae val hy van my oor ook af. Hy ou begin sweet. Ja. Julle op die livestream, groet die ou langs jou. Prys die Here, kan ek maar met hom werk. Ek sal weer terug gee, hoor. Glory to God.
Dis tyd dat die kerk weer desperaat dors is, en dat die kerk weer desperaat begin bid, en dat die kerk weer desperaat begin evangeliseer. Dit is die resep, wanneer ons begin sê, dat niks gaan self net gebeur nie, maar wanneer ek kan leer, om in my binnekamer in te gaan, en te sê, Here, soos in Jakob, al slaan U my op my heup, en ek loop mank uit, gaan ek stoei, Here, totdat iets gebeur. Here, ek gaan worstel, totdat iets gebeur. Ek wonder wat 2 mense is, wat hulle hande kan klap, dat die mense op die livestream kan hoor, hier is Pinkster mense, wat sê, Here, help my! Help my! Julle kan maar sit. Here sê vir my, sê vir Naboomspruit, daar is hoop. Come on, want jy nie gaan die ou so langs so met die elleboog, hy suster langs so desdry, so met die elleboog liggie stik, en sê vir die persoon, daar is hoop, daar is hoop. Sê dit tot jy dit self begin glo, die hel is los, maar daar is hoop. Suid-Afrika sê is bankrot, maar daar is hoop. Naboomspruit is 'n klein plekkie in Suid-Afrika, maar daar is hoop. Kan ek 2 mense kry, wat op hulle voete kan staan, en sê daar is hoop. Al wat hier gaan gebeur, is die snaakse dinge nie. Dis dat God vanaand na iemand toe kom in hierdie plek. Jy sê, daar's 'n ding wat ons mis. Verdra my maar vanaand hoor. Maar so, hier's 'n ander, wel ek sê nou ander salwing. Hier's 'n elevator salwing in hierdie plek vanaand. Nou ek wil vir jou sê, vir julle ouens wat dink, hier sit 2000 mense, dit klink wie 2000 sit hoor. Hulle maak geraas is 2000. Halleluja. Die Here is besig om iets in die geografiese gebied te verander. Halleluja. God will change it. And before it changes in your heart, it has to change in the spiritual first. Oh my God, my God. Weet jy wat, lees ek al baie mooi, ons mis dit. Met die roeping van die kerk, maak Jesus 'n belofte. En hy sê, Lukas 10:19, hy sê, ek gee aan julle die mag, om op slange en skorpioene, jy wil trampel on serpents en on scorpions, en oor die krag van die vyand. En pastoor, hier is die ding wat ons mis. Hy sê, en niks sal julle ooit skade doen nie. Though I go through the valley of death, I shall fear no evil. Want wat kan dood my maak? Wat kan die adders my maak? Wat kan die kinderstories my maak? Wat kan die dokter se uitspraak my maak? Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus, wie my die krag gee. Ek voel, come on, I feel the hem of his garment. Die Here is in hierdie plek vanaand. Hoor gou baie mooi. Hoor wat sê. Die eerste profesie in die hele Bybel was deur God homself, and that to a serpent. Oh, that is my favorite verse of all times. In the Old Testament, it's Genesis 3 verse 15, where God spoke to the serpent, and God said to the serpent, what did I say for him? I said, I will put enmity between thee and the woman, between your seed and her seed. Oh my goodness. Wat sê die Here? Hy sê, and her seed, I say, and he shall bruise your head, and you will bruise him slightly. Ach nee, ach nee. Hy profeteer die hele kruisiging van Jesus Christus in 1 verse. En kan ek gou vir sê, pastoor, jy sê, gisteraan, kom ons lees die laaste bladsy, dan kom ons agter, ons het gewen, net daar. Weet jy wat, he set the rules, he's called a date, there will be a fight, and there will be enmity between your offspring and her offspring, and he will crush your head, and you will wound him slightly. Kan 2 mense, luister, ek probeer vir iemand in hierdie kerk sê, as jy dink dat Jesus is na die middelste kruis, sodat jy net 'n oulike karretjie kan ry, dan mis jy die storie. He came down. I said he came down to activate you in the supernatural power of God, the glory of God. Kan iemand net die Here prys in hierdie plek? That's what Jesus did. Van ordinair
Na bonatuurlik. You will fight bigger demons and devils wat jy nie eens geweet het bestaan nie. Maar ek kan jou vertel, uit elke hel wat die vyand loslaat, God will elevate you. Amen. And God will lift you up. Pastoor, nie wat ek goed is en jy goed is nie. Maar ek kan jou sê, his blood is still flowing. Hallelujah. And no devil in hell can stop that. Hoor, man, ek kry lekker vanaand. Ja, dis kom ek altyd by hierdie wil preek. Daar sit 'n ander salwe, man. Daar sit 'n ander salwe. So asof God excited raak. And as if God said, uiteindelik grasp iemand dit. Dat ek het nie gekom vir binnekindjie klein nie. Ek het gekom dat jy lewe en oorvloed kan hê. Ek het gekom dat jy die kop kan wees, pastoor, en nie die stert nie. Ek het gekom dat die storie oor jou will not destroy you, it will elevate you. Hallelujah. The devil will mean it for your destruction, but God's going to turn it around for his glory. Ek sê, Here praat met my. En weet jy wat maak hy? Hy selfe Adam wat hy gemaak het en geformeer het. Pastoor, hy klui uit. Man, grond wat staan is niks hoor. Maar toe God sy glorie in hom inblad, toe begin hy bene so maak. And don't tell me this is not supernatural hoor. Die oomblik toe Adam sy oogies oopmaak, soos 'n fetus in 'n hospitaal. Toe sê God, weet jy wat gaan jy nou doen? Hy sê wat? Hy sê, sien daai, wat is daai? Hy sê, daai is 'n zebra. Hy sê, wat is daai? Hy sê, daai is 'n cheetah. Hy sê, daai is 'n kameelperd, daai is 'n olifant, daai is 'n leeu, daai is 'n dit. En weet jy wat, nêrens in die Bybel gaan jy van my wys dat God gee die diere name nie. Maar hy vat een wat hy nou net gemaak het. En hy sê, jy noem die diere, want jy gaan oor hulle heers. Come on, ouens. Is that supernatural? Dis bonatuurlik. Ewe wat nou net uit grond uit opgestaan het. Noem 'n giraf. Is vandag 'n giraf omdat Adam so gesê het. Maar ag nee, kom. Nee, jy hoor ek sê nie. Is asof Adam op 'n stoel sit en elke dier het hom verby. Dis 'n dassie, dis 'n geitjie, dis 'n aap, dis 'n chimpansee. As ek hier by die aap so net nou bly. En dis 'n Come on, ouens. Kan iemand in hierdie plek net bly raak? Halleluja. Maar weet jy wat maak hy? Hy sit hom neer op die naad van sy rug. Bam, sit hy hom neer. Hy sit hom neer op die naad van sy rug. En weet jy wat maak hy? Weet jy wat maak hy? Hy lê hom neer. En God maak sy sy oop. Hy maak sy sy oop. Hy ruk 'n ribbeen uit. Hy toe Adam sny en sy sy. Toe trek hy die vrou uit Adam uit. En daar is Eva. Ag nee, julle sit in yes, like it. En weet jy wat? God does not change his pattern. Toe hy Jesus se sy oopmaak, die tweede Adam, toe haal hy die kerk uit. En hy haal die bruid vir Christus uit. Come on, ouens. En jy wil vir my sê dat hierdie goed is natuurlik. Jy sal verbaas wees wat daar binne in jou is, wat God uit jou uit kan haal. Kan twee mense in die Here prys. Maar so jy sal verbaas wees. Jy gooi die handdoek aan. Jy wil nie meer nie. Jy's klaar. Jy's moeg. Jy's belas. Dan sê die Here, lê net voor my. Daar is iets in jou wat ek uit jou gaan uithaal. Wat jy nie geweet het is daar nie. Kan iemand in die Here prys in hierdie plekke? Dis wat die Here wil doen in die bonatuurlike. Wat hy vir jou in jou lewe in plan het, gaan haal nie uit iemand anders uit nie. Ek het vandag gesê daar by julle, ons het 'n lekker man nog het gehad. Amen. Amen. Die belly vrouens moet agter ons aan. Waar die Here gesê het, I am not interested in what you have lost. Give me what you have left. Amen. Amen. Ek staan nie belang in dit wat jy verloor het nie. Gee my wat jy oor het. Jy dalk net een amen oor. Jy dalk net een halleluja oor. Jy dalk net nog geen een hande klap oor. God sê, gee my daai laaste amen.
Gee my 'n laaste aanklag. En ek wys vir jou, wat maak ek met dit? Halleluja. Daar's 'n ou koortjie wat ons sing. Little is much when God is in it. Little is much when God is in it. Labor not for wealth or fame. There's a crown and you can win it if you go in Jesus' name. Nie deur krag of deur geweld, maar die Here sê, hy sê, weet jy wat, soos ek die vrou uit die eerste Adam uitgehaal het, haal ek my bruid uit die tweede Adam uit. Ag nee, kom aan ouens. Iemand in die plek moet bly raak. Ag die Here met jou 'n plan het. Word baie mooi. Hy skeer sy oop. Yes, lekker ouens. Julle kan hierdie goed gelees aan Genesis 2 en Genesis 3. Ek wil net probeer tyd spaar. Hy sê, I will put enmity between your offspring, sê die King James by, hier is die Amplified. Die King James verse sê, between your offspring and her offspring. Hy verwys na 'n 16, 17-jarige meisiekind, wat nog nooit by 'n man in 'n bed ingespring het nie. En die Here sê vir Jesus, as jy sê, reg om te gaan, ek dink ek het laat gewys, en Jesus trek sy God uit soos hy 'n baadjie uittrek, en hy klim binne die baarmoeder van 'n 16-jarige meisiekind in, en in haar baarmoeder lê daar wonderbaar, raadsman, God, ewig, pastoor, weet jy, ek kan nie glo, dat ons die bonatuurlike dit heeltemal miskyk nie, dat hy wat tweede, in die drie eenheid van God is, the only begotten son, wat binne in 'n meisiekind inklim, en terwyl hy in 'n meisiekind lê, toe lê sy neef, Johannes, en die tannie se pens, en hulle is about ewe oud, en daar's niks so cute, soos twee pregnant fairies, wat belly buttons se mekaar vry, en sê, wanneer is jy due, en wanneer is jy due, en toe die twee pregnant fairies by mekaar kom, toe sê die Bybel, toe raak Johannes opgewonde. Come on, hy het nie opgewonde geraak, omdat die belly buttons aan mekaar geraak het nie, hy het opgewonde geraak, wat aan die ander kant van die pense, lê daar wonderbaar, raadsmanne, sterke God, ewige Vader, vredevors, ek wil vir iemand sê, dit is bonatuurlik, dit is supernatural, hulle ontmoet mekaar, vir die eerste keer in water, en 30 jaar later, moet hulle mekaar weer in water, halleluja, ag nee, kan twee mense in die kerk en die Here prys, that is supernatural. Because the purpose of Jesus firstly was to save souls, but was to restore the glory of God that became absent because of sin. That's why God gave Jacob a dream, and he saw a ladder, angels ascending and descending on ladders. En God sê, ek gaan nie verbreek, maar hy Jakob is so impressed met hy droom, maar hy staan die volgende oggend op, en hy vat 'n klip vir 'n kopkussing. Ag, jy mis dit. Jesus sê, ek is die rots. Hy lê met sy kop op die rots. Hierdie goed is awesome. Hy lê met sy kop op die rots. En die volgende oggend, nadat hy eintlik, want gaan kyk, Johannes sê, just as the angels was ascending and descending on the ladder, so shall they ascend and descend on the Son of Man. So die leer wat Jakob gesien het, was 'n tipe van Christus. In orde om die glorie te herstel wat verbreek was. Ai ouens, word baie mooi. En hy vat 'n klip, en hy lê by 'n klip in die volgende oggend, dieselfde klip wat op hy gelê het. Ek weet hoe slaap jy op 'n klip nie, maar dis al wat hy gehad het. En hy lê daar. Dit was nie vir gerief nie. God had a message. God had a message. Die volgende oggend, toe vat hy olie, en hy gooi dit op die klip, en hy rig 'n gedenkteken op. En weet jy wat sê die Here vir my? Hy sê die klip is 'n tipe van Christus, die olie is 'n tipe van die Heilige Gees, maar tussen die klip en die olie moes die bloed kom. Oh my goodness, in order to restore. Ek gaan nou kom by, kan ek nog preek? God said, I need to restore the glory. Kom ek bring 'n paar feite vir jou, in die oomblik, toe hulle sê, is asof Satan sê, as jy luister, kry net Jesus, wat so lank as wat sy voete op hierdie aarde is, he's destroying kingdoms. So I need you to lift his feet. Luister, well, I need you to lift him up. Lift him up.
I need you to lift him up. Hoor wat sê Johannes 3 vers 14. Hy sê, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, die een vertaling sê opgelig het, so moet die seun van die mens opgelig word. How stupid can, actually like a devil, how stupid can you get? Jy was besig om te werk in die profesie. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Hoor wat sê Johannes 12 vers 32. Hy sê ek preek lekker vanaand, hoor. Hoor wat sê Johannes 12 vers 32. Hy sê daar, hy sê nou is dit die nee, vers 32. Hy sê en as ek, dis Jesus, en ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Amen. Nee, jy verstaan nie. Jy verstaan nie. Terwyl hy daar geloop het, toe kruip die kerk weg. Petrus sê ek ken hom nie. Judas hang aan 'n tou, maar die oomblik toe hy sy voete begin oplig, toe val 'n Romeinse soldaat voor die kruis neer en hy sê waardig, hy is die seun van God. Halleluja. Dit soos wat hulle die slang opgelig het in Numeri 21. Hy sê so shall they lift up the Son of Man, but when they lift him up, it will draw men unto him. Hulle wou gehad het dat die mense moet vlug. Instead they came closer. Kan julle om 'n crazy prys gee in hierdie plek? Halleluja. Halleluja. Hoor wat sê Genesis 2 vers 5. Luister, hierdie is, pas so verstaan jy hoekom is ek so excited oor hierdie bonatuurlike. As jy dan eens gerelease word in jou binneste, jy's 'n probleem, hoor. Jy word 'n oproermaker. Jy loop met 'n attitude in hierdie dorp af. Jy's partykeer, sometimes you're so broke you can't even pay attention. But you're faking it. Jy loop. Hy 'n pastoor sê eendag van Amerika. Hy bly daar in Amerika, dis wat hy sê, hy sê, weet jy, het is donker, alles is donker, sy finansies is donker en alles is donker. Hy sê, hy gaan na Beverly Hills toe. Nou ja, hy sê, I haven't even got money to buy a pair of socks. But I went to Beverly Hills. Julle verstaan Beverly Hills, nee? The Sancton of steroids. En hy man gaan daar, en hy loop by een boutique in, en by daar en die verkoopspersoon kom daar aan en sê, kan ek jy help? Hy sê, well, I'm just browsing. I said, I went home empty-handed, but at least I confused the enemy. Come on. Hallelujah. Well, you are activated in the supernatural of God. You confuse the enemy. He will throw the kitchen, the fridge at you, but Sunday you still at church. Hallelujah. Jy kom nie net kerk omdat daar donuts is nie. Jy kom kerk omdat jy die Here liefhet. Hallelujah. Jy alles los. Jou vrou wil nie die Here dien nie. Jou man wil nie die Here dien nie. Jou kinders wil nie die Here dien nie. Maar jy het 'n smile op jou gesig, want daai duiwel so irriteer, because you have the joy of the Lord in you. Hallelujah. Prys die naam van die Here. Glory to God. Hoor wat sê daar? Hy sê Genesis 2 vers 7. Julle kan maar net luister. Hy sê daar vers 5. Hy sê en daar was nog geen struike in die veld en die aarde en geen plant op die veld wat nog uitgespreid is nie, want die Here het nog nie laat reën op die aarde nie. Want daar was niemand om die aarde te bewerk nie. En hy sê die Here het die mens geformeer. Maar hoor gaan nou hierso. Die Engelse Bybel sê vers 5. And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew. For the Lord God has not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the earth. T-I-double-L, bewerk. Maar hoor hierso, ek lyk nou hierdie vertaling. Hy sê daar, die woordjie till, T-I-L-L, beteken work, labor, worship and arrange. So, hy laat nie die goed groei nie, want hy soek iemand om dit te kan hanteer. Okay. 'n mooi woord vir til is management. Hy weet.
Ek het bier oor gepraat. Ek gaan die production nou eers sit. And God, when God created, eintlik sê daar, executive board. Wie van julle wil julle nekkies so styf maak? Jy's eintlik op die executive board. Kyk, party ons die beste executive boards wat hulle lekker kry, hulle is op die WhatsApp groep. Ek is op die admin. Ek was patrolliekaptein op skool en nou is ek kaptein van die executive board. So when God says, and there was no man to tell the earth, he had not yet created management. And this is one of the core of the supernatural. As God appoints managers. You're not just a daily regular worker. Maar God vertrou goeders aan jou toe. En dan sê die Here, on your way, I will give you power to trample on scorpions and on serpents. Reg? And they will not destroy you. Why did Jesus come as a lamb and not as a lion? He's coming as a lion now. Am I right? But God sent him as a lamb. Our whole redemption recipe was in the hands of a lamb. Julle wat plaas het, ons het vriende wat plaas het. Hulle boer met skape. 'n Skaap vrek nie sommer van 'n slang byt nie. Hy pik 'n kameelperd, hy drop net daar. Maar hy pik 'n skaap, 'n lam. Maar vir een of ander rede, hulle noem dit dan sommer plein weg, het 'n skaap, 'n lam, 'n tipe van sy eie antidote in sy bloed. Amen. That's why God spoke to the serpent. En die serpent, toe hom steek, toe slaan die serpent om. En bloed gemeng met water kom uit. Is dit nie wat gebeur in 'n wond van 'n slang nie? Bloed gemeng met water kom uit. Maar wat the enemy means for your destruction, sê die Here, maar ek gaan iets in 'n vrou sit. Pastoor, ek kan julle aanpreek. Wat so awesome is, dat wanneer 'n vrou net voor sy geboorte gee, breek die. Amen. En dis water gemeng met as 'n teken van 'n nuwe geboorte. Amen. That's it. So whenever the serpent strikes, God said it's time for a new birth. Hallelujah. Praise the Here. And that is why when the serpent struck him, it did not kill him. It couldn't kill him. Because Jesus has his own antidote in his blood. Daar is iets in my en jou se bloed, dat jy nie nodig het, of vir elke kinderstorie, die kerk te wil bedank nie. Jy het iets in jou bloed, wat anders is, halleluja, wat bonatuurlik is, kan iemand in die Here kruisie prys gee. Hoor hy so, maar hier is my awesome oor, hoor hy so, hy sê daar, pastoor, preek toch hier oor, want die vrou is nou nuuskierig. When God created man, he created management. When he created the woman, he created production. Oh, it is good. Management. It's good. Production. Hey, ouens, kan ons in die Here hande klap gee? Amen, is hy 'n groot, awesome God, halleluja, word gemooi. En nou sê die Here, ek wil net nie na punt toe gaan, ek moet dit vir jou sê, nou sê die Here, hy sê, dan maak julle ambassadeurs van my. Luister gou, en iemand het 'n bos, kry gou daai is die sleutels, iemand sleutels hier so, moenie worry nie, ek manifesteer nie vir jou kar nie, hoor. Prys die Here, daar sê, prys die Here. En wat hy doen is, wat maak hy, toe hy Petrus aanstel, hy sê, Petrus, jy is rots, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, and the gates of hell will not prevail. En nou sê hy verder, en ek sal vir jou sleutels gee, en alles wat jy op hierdie aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat jy op hierdie aarde ontbind, sal ontbonde wees. That is what God... I need to say this bluntly. When God calls you for the ministry, he appoints you as a manager of his church. And I need to say this morning. God is going to replace some managers behind pulpits wat julle werk doen nie, wat dit so van hulle self is. Hallelujah. Come on, ouens. When God created Adam, he created management. Toe God vir my en jou roep van die kerk, toe sê God, ek maak julle bestuurders van my koninkryk. En alles wat julle op hierdie aarde bind, sal in die hemel
gebonde wees. Kan twee mense dit sê, amen, in hierdie plek. Nee, dit is nie natuurlijk. Dat ek hier is vanavond, en ek sien jou vyand, in die naam voor wie elke knie sal buig, Jesus Christus, bind ek jou werke, dan sien jy sommer hulle ritereer so, dis nie omdat jy goed is nie, maar Hemel werk saam met jou, ek sê Hemel werk saam met jou, halleluja, wanneer jy geactiveer is, dan gekryp jy nie, achter die ou kraalmuurtjie weg nie, you will stand in the midst of the enemy, and say no weapon formed against me, shall prosper, ek in my huis, ons sal die Here dien, en wanneer jy sê daar, staan geskrywe, dan begin die vyand terug, hy is nie bang vir jou nie, hy is bang vir daai ene, wie binne in jou is, kan ons die Here prys. And it's my so awesome. Before God created the trees, God created the soil. Before God created animals, He created vegetation. Before God created the fish, He created the oceans. Wat probeer ek sê? God created the sustainability first. Nog voor jy by God se plan uitgekom het God klaar jou sustainability vir jou gehad. Daar's ek en my vrou. Suster, weet jy wat, ek moet sommer sê ek hou van boere. Ek kom uit Botawil. Ek het 'n hart wat klop, milieboere, weet Nampo na ouens, ne. Maar wat ek jou vertel, as vir my niks so wonderlik, as ek hierdie goed vat, en ek sien, 5 uur die oggend, dan bel hy boer my, dan sê pastoor, is jou pad, daar is 40 kilometer uit, hy sal nie ploeg, of rip, hy sal nie kunsmis insit, en hy sal nie, die dag as hy 'n plant, dan staan hy John Deere trekkers en idle, as ek aankom, met die planters op. Hy sit nie 'n put in die grond, as die pastoor nie eers kom bid het nie. Die eerste keer kom ek van die stad af by die boer, maar ek is so fancy aangetrek, ek kan kraak. Toe ek daar instap, toe sê hy boer, nou waar gaan jy? Ek sê nie, ek kom bid, hy sê, pastoor, jy sit nou netjies aangetrek, ek is bang om jou in die lande in te vat. The next time, toe gaan ek met chinos en bronks. En ek loop so 100 meter in. 5:30 die oggend, dan vang jy die grond so, grond het 'n reuk. En dan jy bid, ek sê, Here, hierdie ons werk aan die sustainability, voordat hulle die saad insit. Jy sê, pastoor Kelvin, wat is jy besig om my te sê? Ek wil vir jou sê, when you are activated in the supernatural, God continues to work on your sustainability. Daar's 'n ding wat ek en my vrou sê, ons sê dit baie, with your vision, God sends the provision. Amen. Pastoor, ek gaan dit getuig vanavond. Ek en my vrou sien Suid-Afrika. Luister, dit is die 23ste naweek in die jaar, wat ons uit Newcastle is, wat ons uitbedien. Ons is 4 keer in die Kaap gewees. Ons is reg oor hierdie land. En weet jy wat, die een keer het ek slapelose nagte gehad, oor hoe gaan ek daar kom en waar gaan ek wat kom nie. With the vision, God sends the provision. God creates your sustainability. Halleluja. En dis wat God doen. God gooi jou nie net in 'n dinge, en gooi visse daar, en sê jy moet swem nie. As God hulle gooi, dan is daar 'n oseane. As God 'n boom insit, dan druk hy hom in die soil in. God creates your sustainability. And sometimes the things you go through in life, mense wat jou nie like nie, en van jou praat, they are working on your sustainability. Want wanneer jy deur daai ding getrek is, dan beweeg jy nie in jou eie krag nie, maar jy beweeg onder die glorie, sambreel van God, wat in die hemel is. Jy kan die Here prys, halleluja, halleluja. Dit is hoekom, pastoor, hierdie kerk se deure nooit sal sluit nie. Dis omdat dit God se kerk is. Halleluja. Hoekom is hierdie noodsaaklik om te weet? Nergens lees jy dat God van Adam sê, en ek wil vir julle openbaring gee. Pastoor, gee my nog eens 'n paar minute, hoor. Hy create Eden, die tuin van Eden. Vir jou leer vanavond. Vraag jy vir pastoor Dion alles. Manne soos hulle wat elke 2de, 3de maand in Israel is. Eden was nog nooit gevind nie. Tuin van Getsemane, plek van persting, die graf van
van Josef van Arimatea, my skoonseun preek nou so rukkie terug by my. Heerlikheid, oor wat eintlik gebeur het, was dit Nicodemus wat hom gehelp het. En hy lê in 'n rykmans graf. He lie down in a virgin grave. Yes. En hulle sê vir, dis maar net, luister my suster, dis in die Bybel, dis maar net, ek like of die droom. Want ek dink Pilatus het gesê, vir Josef, jy's die rykste man hier. Hoekom gee jy jou splinter nuwe familiegraf vir 'n misdadiger? Toe sê Josef seker, but it's only for the weekend. Okay, julle vir later. It's only for the weekend. That's not natural, pastoor. That is supernatural. They whipped him 39 times. En hulle lê hom weg in 'n graf. En toe hy in die graf ingaan, en dan hy klip voor hom rol. Hulle sit 'n seël, 'n tou met 7 seels bo die klip. 7 beteken completion. En hulle sê niemand mag ingaan nie. Devil, how stupid can you get? Nobody wanted to get in. He was on his way out. Hulle sê die tou met sy 7 seels aan die verkeerde kant. Die duiwel het gewoonlik die bok aan die verkeerde kant beet, hoor. Hy dink hy vat jy nie kan werk die Here daai kant. Hy veg en hy kan werk die Here hierdie kant. Ag, hy die kom aan ouens, halleluja. Prys die naam van die Here. Hoor gou, hy maak 'n tuin. En Eden beteken 3 goed. Beteken pleasure, delight, abundance. Amen. Pleasure, delight, and abundance. En daar was 'n hedge, sê hulle. En dit beteken enclosure, dit toegemaak. Maar hier is die ding wat ek nooit geweet het nie. En ek het met groot manne gepraat, wat hom al getoer het daar. En ek lees enige boek en ek kyk enige video, and it dawned on me. It was more a place between the glories of God than a place on a geographical piece of ground. Amen. Because when God retracted from Eden, Adam started dying. Amen. And it took him 930 years om te sterwe. Dood was nie in die raamwerk. Yes. Adam en Eva was veronderstel. Kom ons sê nou maar, niks wat ons sê gaan het verander nie. As hulle nie gedoen het wat hulle gedoen het nie, was hier nie Burgergaards nie. Sorry, hier was nie kerke nie. Because Adam was perfect. And I say this not here. Julle weet dit hoor, ek wil dit sê, op my stream sê ek het. God made Adam and Eve, not Adam and Steve. Amen. 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 Production. 2 men has no production. Yes. Julle kan maar lag, die kameras in my gesig hoor. Hoor is so. Hoor is so. Jesaja 52 vers 12 sê, julle sal nie haastig weggaan nie, en Jesus vlugtelinge wegtrek nie, want die Here trek voor julle uit, en die God van Israel is ook julle agterhoede. Ek reken persoonlik, hoekom hulle nog nooit die geografiese gebied gekry het nie, nie gekry, en sal nog nie kry nie. It was a place in time. It was a place in time. You could never go back. Hoekom dink jy toe in die tuin van Getsemane, toe Jesus die soldate hoor aankom, toe gaan hy uit die tuin uit? Yes. Hulle sê hy's niks. Party mense sê hulle sê hy's 'n wynsuiper, né? Het ek dit vir hom gesê? En 'n vraat. En toe sê ander weer, hy's duiwelbeseer. Toe sê pastoor, soos wat jy gesê, maak nie saak wat jy doen en die mense gaan skinder. Hulle sê hy's useless. Maar snaaks, hulle stuur 600 soldate om te arresteer. Hoe stuur jy 'n hele weermag om 'n nothing te arrest? Oh, asseblief. En hy gaan uit die tuin uit. Want die tweede Adam sou nie toelaat dat die geveg weer in die tuin sal wees nie. Yes. Oh. Yes, Lord. It was a place. Eden couldn't bring pleasure. It couldn't bring abundance. And it couldn't bring delight. Delight, nie delight, die delight. Is lekker. Die teenwoordigheid van God was die enclosure gewees. Amen. Yes. Kan julle
vir een oomblik dink, pastoor, hoe bonatuurlik moes dit gewees het. As God afkom, Adam kom uit en sê, hoe gaan dit? Yes, dis maar my prentjie hoor. En skielik, en hier is my so awesome, Adam and Eva dwelled amongst the glory of God. Because the glory of God is pleasure. Amen. It's delight. Amen. And it's abundance. And that is what this supernatural is all about. It's about the glory, it's about the pleasure of God, the delight of God, and the abundance of God. En hier is die openbaring. Hy sê in Genesis 28 vers 12, ek begin klaar maak. Hy sê, en dis nou Jakob het gedroom, en daar was leer op die aarde opgerig van die spits, die aarde, dat ek dan nou gesê het. Nee? En nou sê Genesis 28 vers 17, en hy het daarna bevrees geword en gesê, hoe vreeslik is hierdie plek? Hierdie plek is niks ander as die huis van God nie. Dit is die poort van die hemel. En vir 'n oomblik ervaar Jakob wat Eden was. Wow, pastoor Raymond, vir 'n oomblik. En nou sê pastoor, maar wat wil jy nou vir my sê? Toe Jesus aan die kruis hang, en ek maak nou met dit klaar, ek het baie goed om te sê, maar ek dink ek het genoeg gesê. Het jy dit ontvang vanaand? Is jy nou reg? Is jy reg? Is jy reg? Pastoor, ek sal maar weer, ga jy my weer nooi? Ja. As ek nooi ek myself weer. Dis lekker hier met julle. Luister, hierdie goed is awesome. Waar gaan jy so? En Jesus kom 33 jaar op die aarde, 30 jaar word hy feitlik weggesteek, 3 jaar is hy baie aktief betrokke. En hy red en hy genees en hy doop met sy gees. The presence of God brings the glory of God. Jy kan nie die een minag in die ander een. Ek bedoel, Jesus sit aan die regterkant van God die Vader. The Amplified said, we have an advocate, one who has never sinned, who intercedes for us. Jesus sit aan die regterkant van God die Vader. Hy tree vir sin. Maar die duiwel is die aanklaer. So hy kom, tot vandag toe, kom hy na die troon van God toe, gaan lees Openbaring, want hy is die aanklaer. Dan klaar hy jou aan. En die oomblik as hy inkom, en hy sê, Raymond, nee, dan staan Jesus op. Sê, God die Vader, dis God die Seun. Ek hoor alles wat hy sê, maar is hy nie 'n brandhout? Wat ek uit die vuur uitgeruk het. Jesuslik. En luister, en nêrens daar, met respek, is God die Vader, die Seun. Waar is die Gees? Hy's hier. Hy's hier. To empower us. Wat probeer ek sê? Whenever you praise and glorify God's name, He releases His glory. Luister, waar bevind jy jou? Jy bevind jou in a spiritual Eden. In the presence of God. In the presence of God. And then, even in your storm, you'll have pleasure, you'll have delight, and you'll have abundance. Hallelujah. Kan iemand dit opstaan en die Here prys? That's the God that I serve. Die laaste vers, jy kan net so bly staan, bly so staan. 2 Kolossense 3 vers 18 sê, but we all with open face beholding, as in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory. Yes, hallelujah. Ek kan dit nie eien vir myself nie. I only have the glory when I have God's presence. Yes. Amen. Pastoor, ek weet, baie dankie Des, ons groet ons live mense daar.